Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 20ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vandag sê: polisie korrupsie nog 'n tree nader aan verhoor vir Nkosi. Geen koalisie chaos as DA in Tshwane gaan regeer nie. Bejaarde egpaar in hegtenis wat 'n kind wou koop in Melkbosstrand. Nick Kyrgios van Australië geskort oor kokaingebruik. Alex Albon bly by Williams in Formule 1. All Blacks vol selfvertroue vir toets Saterdag teen die Bokke. Die geskorste polisiesersant Fani Nkosi het Woensdag in die hof verskyn terwyl sy saak 'n verdere stap nader aan 'n moontlike verhoor beweeg. Die dossier in die saak sal na verwagting aan sy verdediging oorhandig word. Dit is 'n belangrike stap voordat die staat en verdediging verder kan voorberei vir hierdie hofproses. Nkosi staan tereg in verband met ernstige beweringe van polisiekorrupsie en ander misdrywe. Hy was reeds voorheen in aanhouding en sy borgtog aansoek het tot uitgebreide hofverrigtinge gelei. Die saak hou ook verband met ondersoeke wat uit die Madlanga-kommissie se ondersoek na korrupsie en kriminele aktiwiteite voortgespruit het. Die staat het teen sy vrylating gekant gewees en aangevoer dat hy moontlik met getuienis of ondersoeke kan inmeng. Dit is belangrik om te beklemtoon dat Nkosi onskuldig is totdat 'n hof hom skuldig gaan bevind. Die DA se leier, Jordan Hill Lewis, sê inwoner van Tshwane hoef nie bang te wees vir nog 'n tydperk van politieke chaos indien die DA na die plaaslike verkiesing die metro gaan bestuur nie. Hill Lewis het tydens 'n DA-byeenkoms in Eldorein, Pretoria gesê, die party wil 'n regering daar vestig wat op stabiliteit, dienslewering en verantwoordbaarheid fokus. Die Tshwane Metro het die afgelope paar jaar deur verskeie politieke uitdagings en koalisie-onsekerheid gegaan. Die DA probeer homself nou aan kiesers voorhou as 'n party wat sterk en stabiele bestuur kan bring. Die kwessie van koalisies is veral belangrik omdat vorige berigte daarop dui dat die verkiesingsuitslag moontlik tot 'n situasie kan lei waar geen enkele party 'n volstrekte meerderheid het nie. 'n Onlangse peiling het ook aangedui dat die DA en VF+ moontlik genoeg steun kan kry om in Pretoria te regeer. Die Amerikaanse president Donald Trump sê daar is tans geen gesprekke tussen die VSA en Iran aan die gang nie en dat daar ook geen nuwe gesprekke geskeduleer is nie. Trump se verklaring kom te midde van toenemende spanning in die Midde-Ooste en nadat 'n 60 dae onderhandelingstydperk tussen Washington DC en Teheran tot 'n einde gekom het sonder 'n permanente vredesooreenkoms. Die situasie bly dus gespanne met geen duidelike diplomatieke deurbraak in sig nie. Die groot bekommernis is dat verdere spanning rondom die straat van Hormuz wêreldwye olievoorrade en brandstofpryse kan beïnvloed. Vereens is Trump se boodskap duidelik: Washington is nie besig met formele gesprekke met Iran nie. Volgens hom is niks op die oomblik vir dit beplan ook nie. Spanning het Woensdag in Belwan in die Kaap opgelaai tydens 'n betoging teen ongedokumenteerde buitelanders. Lede van onder meer die March en Operasie Dodula het in die Belwel-gebied betoog en aangedring op strenger optredes teen buitelanders wat volgens hulle sonder die nodige dokumentasie in Suid-Afrika woon of hier kom sake doen het. Die betoging het egter in chaos ontaard toe verskeie winkels geplunder is. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens is verskeie winkels tydens die betogings geteiken en is 'n saak van openbare geweld ook geregistreer. Die polisie het openbare orde eenhede na die gebied ontplooi om die situasie onder beheer te bring. 'n Bejaarde egpaar is in Melkbosstrand in hegtenis geneem nadat hulle glo versorgers genader het met aanbiedinge om 'n baba te koop. Volgens die polisie is 'n 75-jarige man en 'n 68-jarige vrou Dinsdag omstreeks 2:30 die middag in Melkbosstrand in hegtenis geneem. Die ondersoek het gevolg na 2 afsonderlike voorvalle waarin die egpaar aan bewering versorgers genader het en aangebied het om babas by hulle te koop. Die egpaar word aangekla van mensenhandel en poging tot ontvoering. Die saak het groot kommer veroorsaak, veral omdat dit volgens die polisie gaan oor pogings om kinders van hulle versorgers weg te neem deur finansiële aanbiedinge. Die polisie ondersoek tans die omstandighede rondom die 2 voorvalle en sal na verwagting verdere ondersoeke bekend maak na mate die ondersoek gaan vorder. Daar is goeie nuus vir miljoene Suid-Afrikaners wat moeg is vir die gesukkel om elke 5 jaar hulle rybewyse te hernie. Die regering het die uitbreiding van die geldigheid van sekere rybewyse van 5 na 10 jaar goedgekeur. Dit beteken dat mense met gewone motor- en motorfietsbewyse in die toekoms baie minder gereeld hulle rybewyse sal hoef te hernie. Die nuwe voorstel geld vir rybewyskodes A, A1, B en EB. Dit sluit onder meer motorfietsse, gewone motors en ligte voertuie in. Maar daar is 'n belangrike punt, die nuwe 10-jaar stelsel is nog nie amptelik van krag nie. Die departement van vervoer het
voorgestelde wetswysigings vir openbare kommentaar gepubliseer. Die publiek het tot middel September om kommentaar en voorstelle in te dien. Daarom moet die wetlike proses afgehandel word voordat die nuwe stelsel in werking gaan tree. Die Toyota Cheetahs sal vir die volgende 2 weke sonder hul voorkeurhaker Marco Jansen van Rensburg moet klaarkom. Jansen van Rensburg is geskort nadat hy in die Cheetahs se wedstryd teen die Bulls met 'n gevaarlike duikslag gestraf is. Die haker het aanvanklik 'n geel kaart ontvang, maar die kaart is later na 20 minute rooi kaart opgegradeer. Die duikslag is as gevaarlik beskou. Die 2 weke skorsing is 'n terugslag vir die Cheetahs afrigter Frans Steyn, aangesien Jansen van Rensburg 'n belangrike speler in hierdie span se hakerposisie is. Die Cheetahs sal nou ander opsies moet kyk om die posisie te vul, terwyl Jansen van Rensburg sy skorsing gaan uitdien. Die voorval wys ook weer hoe streng rugby-owerhede deesdae optree teen gevaarlike duikslae, veral wanneer daar 'n risiko van kop- en nekbeserings is. Vir die Cheetahs kom die skorsing op 'n belangrike stadium van die Karibeker seisoen en Steyn sal hoop dat sy plaasvervanger die werk kan doen totdat Jansen van Rensburg weer vir die Cheetahs beskikbaar is. Die Comrades Marathon van 2027 gaan 'n baie spesiale wedloop wees, want dit is die 100ste keer wat die bekende ultramarathon aangebied gaan word. Die organiseerders het aangekondig dat daar plek sal wees vir 28.000 deelnemers, die grootste deelnemersveld nog in die geskiedenis van die Comrades Marathon. Die wedloop vind op 13 Junie 2027 plaas en sal 'n sogenaamde down run wees. Die deelnemers sal in Pietermaritzburg wegspring en in Durban klaarmaak. Die nuwe eindpunt sal by die Kingspark sportgebied wees. Belangstelling in die 2027 wedloop is reeds baie groot. Die 2026 Comrades het binne 'n paar uur uitverkoop en daarom word hardlopers aangemoedig om vroegtydig vir die 100ste wedloop gereed te maak. Die Suid-Afrikaanse nasionale netbalspan, die Spar Proteas, het reeds hulle aandag gefestig op die groot doelwit van volgende jaar, die netbal wêreldkampioen in Sydney, Australië. Die wêreldbeker word van 25 Augustus tot 5 September 2027 aangebied en Suid-Afrika is reeds een van die 6 lande wat outomaties vir die toernooi gekwalifiseer het. Die Proteas word afgerig deur Jenny van Dijk wat saam met haar afrigtingsspan besig is om 'n sterk span vir die wêreldbeker op te bou. Van Dijk het reeds beklemtoon dat die span meer diepte nodig het. Dit beteken daar moet meer genoeg spelers wees sodat die Proteas nie net op 'n klein groepie kan staatmaak nie. Die voorbereiding is belangrik want Suid-Afrika gaan in Sydney teen die beste netbalspanne ter wêreld te staan kom. Die Australiese tennisster Nick Kyrgios is voorlopig uit professionele tennis geskort nadat hy positief getoets is vir die gebruik van kokain. Die 31-jarige Kyrgios het die toets in Junie tydens die ATP 250 toernooi op Mallorca in Spanje afgelê. Die laboratoriumtoets wat deur die Wêreldagentskap teen doping WADA geakkrediteer is, het later die teenwoordigheid van kokain bevestig. Die internasionale tennis integriteitsagentskap, die ITIA, het daarna voorlopige skorsing ingestel. Die skorsing is sedert 4 Augustus van krag en Kyrgios mag intussen nie aan professionele tennisaktiwiteite verder deelneem nie. Daar is goeie nuus vir Alex Albon en die Williams Formule 1 span. Die Thai-Britse jaar het sy kontrak met Williams verleng en sal nou tot minstens tot die einde van 2027 Formule 1 seisoen vir hierdie span kan jaag. Albon se vorige kontrak sou aan die einde van 2026 verstryk het. Hy het egter nou 'n nuwe ooreenkoms onderteken wat hom nog vir 'n seisoen by Williams gaan aanhou. Dit beteken Albon bly een van Williams se langtermynplanne terwyl die span probeer om weer een van die sterk spanne in Formule 1 te word. Die 2026 seisoen was tot dusver moeilik vir Williams gewees, maar Albon sê hy glo steeds in die span se toekoms en help om die span vorentoe te kan neem. Die All Blacks is vol selfvertroue voor Saterdag se groot toets teen die Springbokke op Ellis Park. Die All Blacks afrigter Dave Rennie glo sy span hoef vir geen oomblik vir die Springbokke terug te staan nie. Rennie sê sy spelers het genoeg vertroue opgebou na hulle sterk vertonings teen die Suid-Afrikaanse provinsiale spanne. Die All Blacks het die Stormers met 38-21 gewen, die Sharks met 54 teenoor 0 verslaan en daarin die Bulls met 50 teenoor 19 op Loftesversveld ook afgeransel. Maar Rennie weet ook dat Saterdag 'n heel ander uitdaging gaan wees. Die Springbokke is die wêreldkampioene en albei spanne is tans onder die 2 beste spanne ter wêreld. Hy sê eenvoudig, die All Blacks moet hulle eie rugby speel en glo dat hulle goed genoeg is om die Springbokke te kan wen. Die verhoog is dus gereed van nog 'n hoofstuk in een van rugby se grootste wedywerings. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1432, Polokwane 1328, Lephalale 1234, Mbombela 1433, Mahikeng 1129, Pretoria 1529, Johannesburg 1527, Ermelo
10.25, Galagari 14.31, Gaborone 14.29, Richards Bay 16.23, Pietermaritzburg 11.21, Durban 15.22, Port St. John's 13.21, Pongola 15.29, Maputo 18.29, Bethlehem 9.24, Bloemfontein 10.25, Alawan Noord 10.25, Welkom 12.26, Vryburg 13.29, Kimberley 13.28, Appington 11.29, Prieska 11.27, Springbok 9.26, Karasburg 11.29, Keetmanshoop 13.31, Mariental 14.32, Alexanderbaai 9.21, Brandvlei 10.24, Loedertsbaai 17.31, Vredendal 8.24, Kaapstad 12.18, Sutherland 5.17, George 9.19, Jeffreys Bay 10.19, Gewerra 10.20, Graaff-Reinet 9.17, Kaaphooglas 8.17, De Aar 11.23, Molteno 7.20, Beaufort Wes 11.19, Oos-London 12.21, Mabalane 17.34. Ons verkorte weerberig vir die dag lyk so: die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel met moontlike ligte reën langs die kus. Die Ooskaap koel tot gematig met bewolkte toestande en enkele plekke wat ligte reën kan kry. Die Noord-Kaap sonnig en droog, maar koud in die oggend. Vrystaat koud vroegoggend, daarna sonnig en matig. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en matig tot warm met 'n kans op ligte reën langs die kus. Noordwes sonnig en droog, koud vroeg in die oggend, maar aangenaam in die namiddag. Gauteng sonnig tot gedeeltelik bewolk, koud vroeg in die oggend en gematig gedurende die middag. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met sonnige periodes. Limpopo provinsie sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm in die namiddag. Die opsomming: die binneland begin die dag oorwegend koud, maar temperature herstel in die namiddag. Die kusgebiede kan meer bewolkte toestande ervaar. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.09 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.89. Die euro verhandel teen R18.78. Die Australiese dollar kos R11.46. 'n yen kos 10 sent. Platinum se prys is $1,831. Palladium kos $1,337. Die prys van goud per fyn ons is $4,505. Silwer se prys is $66.34. Brent olie per vat is $91.02. Gedagte vir die dag: elke nuwe dag is 'n geskenk. Ons kan nie gister verander nie en ons weet nie wat môre bring nie, maar vandag is in ons hande. Wees dankbaar, wees vriendelik en hou aan vorentoe beweeg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.